Goed, graad 11 en ja, dalk vir die matrieks ook, nee. Want ons weet ons graad 11 Victoria kan hulle net so in matriek weer gevra. Nou hier het ons tipies en dadelik moet jy raak sien dat wanneer jy sulke toue het en voorwerpe wat aan daai toue hang, maar hulle sê vir jou die hele stelsel staan stil. Die voorwerp is met ander woorde in rus. Want weet ons dadelik wat gaan hier aan. Dit beteken, hierdie kragte kanselleer mekaar uit. Hoe gaan ek dit aandui? Ek gaan dus sê, as daar 3 kragte is, die voorwerp staan stil, met ander woorde, daar statiese ewewig. Wat weet ons is die resultante krag? Ons weet dadelik dat ons F resultant of ons F netto is gelyk aan 0 Newton. En nou gaan ek heel eerste en op my prentjie gaan ek nou kyk, waar is die 3 kragte en waar werk dit in? Nou ons sien dadelik dat die 3 kragte werk hierin. So wat sien ons as ek 'n kragtediagram gaan teken? Dan sien ek hier's 1 krag wat skuins opwaarts werk, bo oor daai katrol en afwaarts hang. Maar onthou nou, as hierdie katrol wrywingloos is, en hulle sê dit vir my, dan kan ek aanneem dat die krag oral in daai toukie, die spankrag, is gelyk aan daai waarde. So kom ons noem sommer daai spankrag in die toukie waar daar opwaarts werk, spankrag T1, en hulle het hom vir my gegee as 1, ag nee, nie 1,284,25 Juffrou, jy is dysleksies, 95 Newton. En in hierdie kant het ons 'n krag wat opwerk soontoe. Kom ons noem hom T2. En ons het sy waarde gekry as 1440 Newton. So waar is die derde krag wat hierop inwerk? Ja, nou teen hierdie tyd weet ons, dis die gewig van daai swaar voorwerp, loodreg of vertikaal afwaarts na die middelpunt van die aarde toe, en ons gaan hom aandui met Fg. Ons mag ook die simbool gebruik, klein lettertjie W, wat in werklikheid staan vir weight. Hier weet ons dis krag, gravitasiekrag, met ander woorde dis ons gewig. Nou kry ek hoeke. Hulle gee vir my hierdie hoek as 40 grade en hierdie hoek met die horisontaal as 55 grade. Nou wat doen ons as ons 3 kragte het en ons weet daai 3 kragte is in ewewig? Nou wat doen ons as ons 3 kragte het en ons weet daai 3 kragte is in ewewig? Ons weet, ons kan hulle gaan skuif en hulle voorstel as 'n vektor diagram, waar ons net eenvoudig ons reël gaan gebruik, dat ek mag 'n vektor optel en hom skuif, en dan sal hierdie 3 kragte 'n geslote driehoek vorm. So kom ons stel die gewig op en ons sit hom hier neer. Daar is hy. Daar is my Fg, ek weet nie hoe groot is hy nie, so ek hou hom net as Fg of W. Nou moet ek T1 by hom gaan aanlas. Onthou, dis die Kobbel-Stert metode, so ek tel hom op en ek gaan hom hier neersit. So hier kom T1 opwaarts. Maar ouens, wat sy hoek maak sy beginpunt? Soos ek onthou, ek kan hom optel en hom skuif, maar hy moet dieselfde rigting hê en hy moet dieselfde grootte hê.
In watter rigting werk hierdie vektor? Hy werk met 'n vertikale lyn met 'n hoek van 40 grade. So daar het ek 'n vertikale lyn, fantasties. Dan weet ek hierdie hoekie is met ander woorde ook 40 grade. Nou gaan ek hierdie ouetjie optel en hiernatoe skuif. Maar nou het ek 'n probleem, want ek het nie sy hoekie by die beginpunt, ek het hom wel daar met 'n horisontale lyn. Maar wat ek nou gaan doen is, ek gaan vir myself hier 'n driehoek maak. So ek gaan hier 'n loodlyn neerlaat, na my horisontaal x-as toe, en nou sien ek het hier 'n 90 grade hoek, hy is 55 grade, so wat gaan hierdie hoekie hierso wees? Dan weet ons, okay, dis 90, 55, so daai hoekie gaan wees 35 grade. Ander woorde, hy kom hierbo by 'n vertikale lyn aan, nie? Met 'n hoek van 35 grade. En dan weet ek mos nou, dis daar waar hy gaan toemaak. So daai is my T2. Sien julle? Selfde rigting. Ek kan ook dan hierso sien, daai hoekie is 55 grade. Maar wat sal nou daai hele hoek daar wees? Dit sal wees 40 plus 35, dis 75, en dan moet daai hoek met ander woorde wees 105 grade, want die binnehoeke van 'n driehoek is 180, minus 35, minus 40, ok, nou het ek al drie my hoeke, en ek het T1 en T2, dis fantasties, en al wat ek hoef uit te werk, is die gewig van die swaar voorwerp. So ek gaan sommer met T1 werk, as 1284,95, en nou gaan ek sommer dadelik my sinusreël gebruik. Hoekom gaan ek my sinusreël gebruik? Juffrou, want ons nêrens 'n hoek van 90 grade nie. So hoe werk my sinusreël nou weer? Ek gaan 'n sy kies, nou ek gaan die een wat ek het, die een wat ek soek die gewig, as my onbekende, eerste neerskryf. So dit sal wees A op sin A is gelyk aan P op sin B. Maar ek mag nie vir hierdie kry ek geen punte nie. So ek moet dit vertaal. So ek kies as my onbekende A die gewig FG. Hoe werk die sinusreël? Dan sit op sin van watter hoek? Oorstaande hoek van die sy. Wat staan oorkant daai sy? 105 grade. Gelyk aan, nou kies ek as B, ek kan of T2 gebruik, want ek het hom, of T1, nou ek het sommer T1 besluit, so nou gaan ek sê op T1, op sin van sy hoek theta. Ander woorde FG, op sin 105 grade, sal gelyk wees aan T1, nou kan ek sy waarde invervang, 1284,95, so daar het ek die wiskunde vertaal na wetenskap toe, en nou kan juffrou vir jou 'n formulepunt gee. Gedeel deur, en nou gaan ek sê, wat is die hoek oorkant hierdie sy? Sien julle? Dis 35 grade. Nou sy, en nou gaan ek daai in my sakrekenaar indruk, en ek gaan daai antwoord, haal hom hier onderuit, maal hom daai kant, en dan kry ons die gewig, of weer kry ons 2163,91 Newton. En daar's my antwoord. As hulle sou wou, kon hulle ook vir my gesê het, wat is die massa van daai swaar voorwerp? Dan sou ek gaan sê, okay, massa te kry, sal ek sê my gewig, FG of W, is gelyk aan MG. Maar ek het die gewig gekry as 2163,91. Wat sal die massa wees? Maal met 9,8, so my massa sal net wees, daai waarde 2163,91 gedeel deur 9,8 en jy het jou antwoord in kilogram. Dis hy. So onthou altyd,
Maak seker as jy so 'n katrolle sien, ietsie wat hang met toue of 'n balk wat stoot, dat jy sien daar's 3 kragte. 3 kragte is in ewewig. Ek kan hulle dus gaan voorstel as die 3 sye van 'n driehoek. Werk mooi jou hoeke uit, want as jy hier 'n fout maak met jou hoeke, dan's alles verkeerd. Maar glo in jouself, you can do this.